Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, in die heilige plek. Ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hebreërs hoofstuk 9 vers 12. In die lente van 31 na Christus is Christus die ware offer op Golgotha geoffer. Toe Christus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het die voorhangsel van die tempel in twee geskeur. Hierdie voorhangsel was betekenisvol vir die Joodse volk. Dit was van die duurste materiaal van pers en goud en was van groot lengte en breedte. Op die oomblik toe Christus sy laaste asem uitgeblaas het, was daar getuies in die tempel wat die sterk swaar materiaal deur onsigbare hande van bo tot onder sien skeur het. Hierdie daad het vir die hemelse heelal en vir 'n wêreld wat deur sonde verdorwe is, aangedui dat 'n nuwe en lewende weg vir die gevalle ras oopgemaak is, dat alle offerandes geëindig het in die een groot offer van die Seun van God. Tipe het die antitipe ontmoet in die dood van God se Seun. Die weg na die heiligdom is oopgelê. 'n Nuwe en lewende weg is vir almal voorberei. Die sondige, bedroefde mensdom hoef nie meer te wag vir die koms van die hoëpriester nie. Voortaan sou die verlosser as priester en voorspraak in die hemel van hemele optree. Daar is nou 'n einde aan alle slagoffers en offers vir sonde. Die Seun van God het gekom volgens sy woord. Kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe, om u wil te doen, o God. Met sy eie bloed het hy eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hebreërs hoofstuk 10 vers 7 en hoofstuk 9 vers 12. Die Heilige Gees wat op Pinksterdag neergedaal het die gedagtes van die disippels van die aardse heiligdom na die hemelse gedra, waar Jesus deur sy eie bloed ingegaan het om die voordele van sy versoening op sy disippels te stort. Die oë van mense was gerig op die ware offer vir die sondes van die wêreld. Die aardse priesterskap het opgehou, maar ons kyk na Jesus, die dienaar van die nuwe verbond. Die ouer broer van ons ras is by die ewige troon.